Vandag kyk ons na faktorisering. Nou faktorisering kan partykeer bietjie bang lyk, maar maklik om te onthou, daar is net 4 goed in graad 9 waarna jy moet kyk. Ons onthou dit die maklikste deur te onthou, Gert vang die goue vis. Die eerste een, die G, staan vir die GGF, die grootste gemene veelvoud. Die vang staan vir die verskil van vierkante. Die D is die 3 termes en die G is ons goue visie. So kom ons gaan kyk, hoe doen ons elkeen van hierdie. Kom ons kyk na ons eerste ene. Wat kan ons al sien hierso? Wel, as ons na hulle kyk, kan ons sien dat ons kan in die 6 en in die 9 kan ons al twee 'n gemene veelvoud kry. Wat kan in 6 en in 9 ingaan? Wel, dit is 3. So ons kan 3 hier uithaal. En as ons uithaal, onthou, ons deel. Die volgende een waarna ons kyk, is dan ons x'e. Ons het 'n x kwadraat en ons het 'n x. Nou wanneer ons kyk na ons nommers, kyk ons na die grootste een wat ons kan uithaal. Maar as ons kyk na ons veranderlikes, kyk ons na die kleinste een wat jy kan uithaal. So tussen x kwadraat en x, die kleinste een wat ons wel kan uithaal hierso, is net 'n x. So ons kan hier deel met net 'n x. Kom ons maak daai x bietjie mooier. Ons kan 'n x uithaal en hierso ook dan deel deur 'n x. As ons nou gaan kyk na ons y's, ons het 'n y en ons het 'n y. Die kleinste een, wel, dit is net 'n y wat ons kan uithaal. So as ons hom gaan uithaal, dit beteken ons gaan deel deur 'n y en hierdie kant ook deel deur 'n y. So kom ons gaan skryf neer, wat het ons nou wel als uitgehaal? Wel, ons het 'n 3 uitgehaal, ons het 'n x uitgehaal en ons het 'n y uitgehaal. En kan julle sien, dit is aan albei kante. So nou, as ek dit gaan neerskryf, gaan ek sê 3xy. Maar onthou, hierdie hele terme moet nou gedeel word met wat jy uitgehaal het. So as ons dit gaan doen, gaan ons sê, die 6 gedeel deur die 3, dit is 2, x kwadraat gedeel deur die x, gee vir ons net 'n x, en y gedeel deur y, wel die twee kanselleer mekaar uit, so ek het niks wat ek daar skryf hier. Ek het nog steeds my minus, want 'n plus gedeel deur 'n minus, plus gedeel deur 'n minus, gee nog steeds vir my 'n minus. Dan 9 gedeel deur die 3, dit gee vir my 3. Die x en die x kanselleer mekaar uit, want x gedeel deur x is net 1. So jy hoef nie die 1 te gaan skryf nie, want 3 mal 1 gaan vir jou net 1 gee. En dan as ons kyk na die y's, y gedeel deur y, weer eens net 1. So ons skryf dit nie. So daai is jou finale antwoord. Nou kom ons gaan kyk na 'n volgende voorbeeld. Kom ons maak dit eers seker. Onthou, hierdie was nou Gert gewees, ons grootste gemene veelvoud wat ons uitgehaal het. As ons kyk na die volgende ene, 4x kwadraat minus 49. Nou, gewoonlik 'n klein klou wat ons kry op die einde. As hierdie ene 'n vierkantswortel is, dan moet ons kyk na die volgende toe of hulle ook is, want dan kan ons dit faktoriseer as 'n vierkantswortel. Die v in die visvang. Dit is die verskil van vierkante. Maar hoe weet ons moenie eers 'n grootste gemene veelvoud haal nie, want dit is altyd die eerste ding waarna jy gaan kyk. Wel, ek het 'n 4 hierso, maar 4 kan nie in 49 ingaan nie. So ek weet daarso dat ek nie hoef 'n vierkant, 'n grootste gemene veelvoud uithaal nie. So kom ons gaan faktoriseer hierdie. Ek moet die vierkantswortel kry van 4. Ons soek die vierkantswortel van elke getal. So wat gaan die vierkantswortel van 4 wees? Wel, ons weet dit is 2 mal 2, gee vir my 4. Vierkantswortel van x kwadraat, dit is x mal x, dit gaan vir my x kwadraat gee. En dan die verskil van die vierkantswortel van 49. Wat gaan my 49 gee? Dit is 7 mal 7. Maar baie belangrik hierso, enigste tyd wat ons die vierkantswortel kan kry,
Onthou die woord sê vir ons verskil van vierkantswortel. So belangrik hier wat jy altyd voor moet kyk, dit moet 'n minus wees. As daar nie 'n minus is nie, kan jy hom nie verder vat nie. Nou, hoe gaan doen ons hierdie? Wel, dit is 2 hakies wat presies dieselfde lyk. Enigste verskil, een is 'n plus en een is 'n minus. Hoekom 'n plus en 'n minus? Dis sodat daar net 2 terme is op die einde van die dag. So nou gaan vul ons in. Wat het ons? Wel, ons het 'n 2 en 'n x. So dit is 2x. En ons skryf dit aan al 2 kante. En dan, die volgende ding wat ons het, is 'n 7 en 'n 7. Ons skryf nou net die eerste 7 neer. So ons skryf die 7 hier kant en die 7 daai kant. En daar het jy die verskil van vierkante gedoen. Die volgende een in Gert vang die vis, die goue vis, is die D. Kom ons skryf hom hierso. Dit is die D. En die D staan vir 3 termes. So wat beteken dit? 1, 2, 3 termes. Dis al wat dit beteken. Maar ons moet dit van hierdie vorm vat na 2 hakies toe, want dit is wat faktorisering doen. So hier gaan skryf ons 2 hakies. Eerste een wat ons moet onthou hierso, is die x kwadraat. Wat gaan ons x kwadraat gee? Wel, dit is x maal x. So ons gaan dit klaar gaan inskryf, x maal x. Nou kyk ons volgende na hierdie getalle, hierdie plus en minus. Omdat al 2 plus is, wat gaan vir ons 'n plus gee? Nou, maklik om te onthou, jy kan dit vir jou vooraf skryf op die toets, is 'n plus maal 'n plus, gee vir my 'n plus, en 'n minus maal 'n minus, gee vir my 'n plus, en 'n plus maal 'n minus, gee vir my 'n minus. Hierdie is die 3 wat jy gaan na kyk elke keer. So, wat gaan vir my plus gee? Wat al 2 plus is? Wel, hierdie ene gaan vir my plus gee. En daai een gaan 'n plus gee. Maar, omdat hierdie enetjie hierso ook 'n plus is, beteken dit, al 2 moet 'n plus wees. So, ek gaan die eerste een gebruik. So, in my hakkies gaan ek al 2 'n plus hê. Nou, hoe gaan ek hierdie ene opbreek? As ek hierdie laaste een opbreek, moet hy vir my daai gee. So om dit te doen, moet ek eers sy faktore gaan neerskryf. So wat gaan vir my 6 gee? Wel, dit is 1 maal 6 en 2 maal 3. Dit gee vir my 6. En wat sê ene, as ek die som van hulle vat, ek moet hulle bymekaar tel, plus 2 plus 3, dit gaan vir my 5 gee. So, al wat ek gaan skryf is 2 in die eerste een en 3 in die ander ene. Hier moet jy net baie versigtig wees. Jy moet altyd kyk na jou laaste een en dan gaan kyk daarso. Watser van hierdie gaan daai laaste een maak, maar ook vir jou hierdie ene gee. Wees baie versigtig met hom. My laaste een hierso is dan my goue visie, die groepering. Groepering sê vir my dat ek het weer 2 hakies. 2 van hulle gaan presies dieselfde wees, maar ek soek net een, ek skryf net een neer. So kom ons gaan kyk hoe werk dit. As jy kyk na hierdie, as ons dit groepeer, ons kan hierdie 2 bymekaar sit en hierdie 2 bymekaar sit. Hoekom sit ek daai bymekaar? Want hierdie het 'n A en hy het 'n A. En as ek gaan kyk na die ander kant, hierdie ene het 'n D en hierdie het ook 'n D. So dis iets wat ek kan uithaal. Dan gaan ek weer terug na Gert toe, waar ek my grootste gemeene veelvoud uithaal. So kom ons gaan kyk eers na die eerste hakkie. Wat kan ek uithaal? Wat het hulle gemeen in al 2? Wel, ons het gesien, dis die A's. So as ek die A uithaal, binne die hakkie het ek dan B plus C oor. Dan, in my volgende hakkie, wat kan ek uithaal? Ek kan die D uithaal. So as ek die D uithaal, wat het ek oor? Ek het 'n B plus C oor. Nou, hier is waar die faktorisering inkom. Ek het 2 van dieselfde hakkies, presies dieselfde hakkies. Ek gaan haal dit uit, 2 keer, ek kanselleer dit 2 keer uit, maar ek skryf dit net 1 keer neer, B plus C.
En dan, wat ook al oor is. Nou, wat is oor? Ek het 'n A en ek het 'n plus T oor. Dit gaan skryf jy net in jou tweede hakkie. En daar het jy klaar gefaktoriseer deur groepering.